Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by vandag Palm Sondag hier by Alberton Lewensentrum. Ook al die kykers wat ingeskakel het, vandag is 'n baie spesiale dag. Dis die begin van Heilige Week, Palm Sondag, en ons is besig met die laaste week se oploop na Goeie Vrydag toe. So vandag gaan ons kyk na die intog van Jesus in Jerusalem in. Voordat ons daarna kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Nou vandag is reg oor die wêreld bekend as Palm Sondag, en ek dink jy wat al 'n rukkie saam met ons deel, weet hoe respekteer ons die kerkkalender en al die groot feeste van die kerk, en besonder vandag in hierdie week wat nou voorlê. Vandag word herdenk die intog van Jesus in Jerusalem in, en die begin van wat elke dag gebeur het, né? Hoe die skare vandag hulle klere en goed neergegooi het, hoe Jesus die tempel skoon gemaak het, die vyeboom bestraf het, al hierdie wonderwerke, stories wat opgeloop het, tot en met sy arrestasie, en dan die kruisiging Vrydag en die herdenking van sy dood. So, hierdie is Heilige Week. Dis seker die belangrikste week in jou en my lewe. As ons in Jesus Christus glo, en die Paasfees glo, en sy kruisdood glo, is hierdie 'n week van afsondering, van gebed, van toewyding. Is 'n week van fokus, en lees, en bid, en net sê, Here, praat met my, doen iets in my hart. So, wat 'n besondere week begin nie vandag nie, en ek wil jy moet dit saam met ons doen. Op ons webtuiste, Lewe met Ritme, al hierdie plekke, is ons in hierdie oefeninge in hierdie week. Elke dag skrifte en bid, om saam met Jesus hierdie pad te stap, die Via Dolorosa, die laaste week van sy fisiese lewe hier op aarde. Maar kom ons begin met vandag se boodskap, is wat het daai dag gebeur, toe Jesus in Jerusalem inkom. Nou, as van die geskrifte wat sê, hy het aan die een kant ingekom, en stadsleier het aan die ander kant ingekom, en die skare was oral opgewonde, en daar was so iets van 'n verwarring. Vir wie cheer jy, kan ek amper sê, vir wie is jy hier in die straat, vir wat 'n leier is jy hier, maar Jesus het in die verhaal, het hy vinnig amper oorgeneem. dat al die Jode was aan hierdie kant en al die Jode was opgewonde oor die nuwe Messias, die seun, die profeet wat inkom en ons lewe kom verander. So, dit was 'n groot dag in Jerusalem en as jy ooit daar kan uitkom, gaan hulle vir jou wys by watter poort het Jesus ingekom en by watter poort het die stadsleier ingekom en al hierdie interessante goed. Maar kom ons gaan lees net die verhaal wat het daar gebeur. Is hierso in
in Matteus 21 vanaf vers 8 af, hy sê, die grootste deel van die skare, hoor daar, die grootste deel van die skare, het van hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takkies van die bome afgebreek, en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het, en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep, prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemele. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Nou, ek dink ons begin so aan die einde van die skrifgedeelte, die hele stad het in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Nou, reg oor die wêreld kom die stede in beroering hierdie tyd. Dis vakansie op baie plekke, dis lang naweke op baie plekke, dis rugby toere en festivals, ons almal weer is tyd vir lekker hot cross buns, dis die belangrikste van hierdie tyd, daar's die paashaas storie en die paaseiers wegsteek vir kinders, so dis amper iets van ons beleef dieselfde. Skoolvakansie, lang naweke, mense wat bietjie net afskakel van die begin van die jaar, alles wat so met spoed wegtrek, die dorp, die stad, die mense, Suid-Afrika is in beroering. Waaroor gaan dit? Nou, ek dink almal van ons weet, daar's twee tye in Suid-Afrika wat ons in beroering is. Kersfees en Paasfees. Waaroor gaan dit? Wie's die man waaroor al hierdie goed gaan? Waaroor gaan Kersfees? Oor Jesus wat gebore is, die seun van God wat mens word. Waaroor gaan Paasfees? Hierdie seun van God word gekruisig vir jou en my. So nou nog, vandag nog is daar miljoene mense wat 'n weke ingaan nou van beroering. So daai storie herhaal homself amper jaar na jaar na jaar. Is mense in beroering en word hierdie vraag gevra. Wie is hierdie man? En is eintlik 'n vraag wat ek en jy vandag nog oor en oor vir mekaar kan vra. What's the reason for the season? En ons almal het daai al gehoor, né? Wie is hierdie man? Wat is die rede vir Paasfees? Wat is die rede vir Kersfees? Wie is hierdie man? Maar is 'n baie meer persoonlike vraag. Wie is hierdie man vir jou? Wie is Jesus vir jou? Wat doen hy vir jou? Hoe beleef jy hom? Hoe sien jy hom? Waar plaas jy hom? Nou voordat ek 'n klomp van die antwoorde met jou gaan deurgaan oor wie is hierdie man, kom ons kyk na hierdie skare se reaksie, né? Daar was 'n groot groep wat dit begin doen het, maar dan is daar 'n groep wat dit nie gedoen het nie. Al was die hele stad in beroering. Die skrif sê nie die hele skare of die hele stad het hulle klere begin uittrek of takke begin gooi nie. Hy sê 'n groot groep. So daar was nog steeds 'n groep wat net gesê het, dit het niks met my uit te waai nie. Dit het niks met my te doen nie. Ek doen wat ek wil en ek gaan waar ek wil en ek leef hoe ek wil. So daar's nog steeds hierdie mens wat sê, dit het niks met my te doen nie. So dalk is dit jy. En jy het per toeval dalk ingeskakel of iemand het jou saamgenooi kerk toe en jy sê, dit het niks met my te doen nie. Ek glo nie eers in godsdienst nie. Ek glo nie eers in Jesus nie. Ek glo nie eers in 'n godheid nie. En dan is hierdie vraag, jy's tussen die skare, jy sien al hierdie goed en tog is daar in jou gewete vrae van, wat as? Wat as daar 'n God is? Wat as Jesus die weg en die waarheid is? Wat as al hierdie mense punt beter? So kom ons begin heel daar. Dalk is daar mense in ons skares wat net nie reg is om daai vraag regtig te antwoord. Wie is Jesus vir jou nie? En al wat ons kan sê, hou aan soek. Hou aan vra. Hou aan explore, want wie weet, dalk ontdek jy wie hy regtig is. Die tweede ding wat ek vinnig wil uitlig is die simboliek. Hulle het hulle klere uitgegooi en ander het palmtakke daar gesit. Albei het simboliek in die Ou Testament. Die klere is simboliek van 'n politiese, 'n koningsleier. In die Ou Testament waar hulle iemand 'n koning wou maak, was die eerste ding wat hulle gedoen het, was die klere. Hulle nuwe klere uitgooi, klere voor hom gooi, wat bewys jy is ons nuwe koning. So hier was iets van 'n politiese opstand. En as ons die vraag moet vra, wie is Jesus? Wie is hierdie man? Was daar baie Jode wat 'n politiese antwoord sou hê.
wat sou sê, hierdie man is die man wat die Romeine moet verslaan. Hierdie is die man wat op die perd moet kom en ons vat in 'n oorlog in, en ons moet bevry van hierdie onderdrukkers, hierdie banneling waarin ons vassit. So, vir baie mense was hy 'n politiese leier, en kom ons praat eerlik, in ons harte, vir hoeveel mense is dit al waarna toe hulle na Jesus gaan, of al waarvoor hulle na Jesus toe gaan is, Here, verander ons land, maak ons land weer veilig vir ons kinders, Here, ons bid vir 'n ander regering, ons bid vir meer veiligheid, ons bid vir dit, ons bid vir dat, is al hoe hulle Jesus sien. Jesus moet kom in 'n politiese koningsbeeld, en hy moet kom polities ons wêreld verander. So hoor mooi, ek hou van die beeld van 'n nuwe koning, maar wat van 'n nuwe geestelike koning? Jy sien, ons glo, een van ons ritmes is, God is koning, en hy roep jou en my om hom te volg. Ons het nou vir die hele maand van Maart gepraat oor opoffering. Die koning roep jou om jou lewe te kom gee vir hom. En wat van die simboliek van klere is vir jou en my, ja, hy is 'n nuwe koning. Of ja, hy is 'n anderste koning. So, ek weet nie van jou nie, maar dit maak vir my nogal sin, as ek jou die vraag vra, wie is Jesus? Wie is hierdie man vir jou? Wat van 'n antwoord? Hy word die koning van my lewe. En die klere is simboliek, ek is moeg vir die ou koning. En wie kan jou ou koning wees? Is dalk jouself? Die ou koning is dalk die druk van die lewe, finansies, die budget, die selfsugtige mens wees. Daar's 'n wrede koning oor jou, wat net vat en oor jou heers, en jou 'n slaaf van sonde maak, en jy kan dit nie help nie, jy maak droog, jy maak seer, en jy kry seer, jou gesin kry seer. Wat van 'n nuwe koning? Die Messias, die seun van God, die een wat jou liefhet. Die een wat jou roep en jou lewe betekenis gee. Wat van 'n nuwe koning wat jou kan bevry? Nie van Romeine nie, maar jou kan bevry van 'n vyand se slawerny van sonde. So hier's een antwoord al. Wie is die man vir jou? Wie is die koning vir jou? Is dit Jesus? Is dit jou verlosser? Of is dit nog hierdie sondige wêreld en hulle gewoontes? So, dit was die simboliek van die klere. Die palmtakke was 'n simboliek iets van die Ou Testamentiese godsdiens. Onthou jy, hulle het feeste gehou, die hittefees en al die goed, dan moet hulle onder palmtakke bly, en is deel van ons simboliek van as Woensdag, jy brand die palmtakke en alles. Dit was 'n simboliek van, hy kom vernuwe die tempel in ons godsdiens. En dalk is dit jou behoefte ook vandag. Wie is Jesus vir jou? Is dit ou wettiese godsdiens, of is daar 'n vernuwing van die man, hierdie kruisiging van Jesus, is die intrede van genade. En hy kom sterf vir ons, en ons sonde word vergewe. En ons is nie meer onder 'n ritueel godsdiens nie. Ons is nie meer onder 'n wettiese godsdiens. Ons is nie meer onder 'n kerkorde godsdiens nie. Ons is onder 'n genade godsdiens. 'n verhouding met God, 'n Abba Vader godsdiens. Die Gees binne in my roep uit Abba Vader. So, hier's nogal simboliek in die storie. Van waar die mense hulle klere gooi, roep hulle iets. Waar hulle palmtakke gooi, roep hulle iets van 'n vryheid van wat Christus vir hulle kan kom bring. So wat roep jy uit in hierdie week? En dit praat iets van, wat is jou verwagting? Wat moet hierdie man vir jou kom doen? So kom ons raak nou persoonlik. Ek het jou nou net in die storie ingevat, maar kom ons raak nou persoonlik in jou lewe. Wie is hierdie man vir jou? Ek dink vir baie mense, en veral as jy Bybel lees, is hierdie man, daai man wat altyd nice is, nee, ons prentjies, Jesus hou 'n skapie vas, hy's altyd vriendelik, hy vergewe altyd, hy het nie baie te doen met heiligheid en verandering en roeping nie, hy's net hierdie sweet, nice guy. Dalk is Jesus dit vir jou. En het jy half hierdie verwronge beeld van Jesus, dat hy het nie regtig gekom om 'n lewe te transformeer nie. Hy het nie regtig gekom om die werke van die bose te breek nie. Hy's net 'n nice ou. Hy kom net in, hou 'n skapie vas, en as ek 'n drukkie nodig het, hy's die een wat my 'n drukkie gaan gee, en as ek 'n pat op die bek, hy's die een wat dit gaan doen. Wie is hierdie man vir jou? Is hy altyd hierdie nice guy? Of dalk wat van, hy's die een wat die broodjies en die visies vermeerder. So hy's die een wat altyd sal voorsien. So ek ignore hom as dit goed gaan met my, as ek genoeg geld het of kos het of iets. Ja, daar's 'n Jesus en ek ken hom en ek gaan kerk toe en alles. Maar as daar 'n krisis is, hey, dan roep ons vir Jesus.
Want hy is die prosperity guy, hy is die ou wat kan voorsien, hy is die ou wat kan geld, hy is die ou wat kan gesond, hy is die ou wat kan wonderwerke doen, hy is die ou wat kan toer, hy is die magic maker. So daar's baie mense. As ek hulle moet vra, wie is Jesus vir jou? Is hy die ou na wie toe ek hardloop as daar 'n moeilikheid is? Hy is die ou wat 'n wonderwerk moet doen. En as hy dit nie doen nie, bewaar sy siel. Kyk, man, dan is ons kwaad vir hom. Want dis wie hy vir ons is. Sy enigste doel in ons lewe is daai wonderwerker maker, daai ou wat moet kan fix wat stikkend is, daai ou wat moet kan regmaak. En as hy dit nie doen nie, is hy kwaad vir hom. So wie is Jesus vir jou? Wat van net 'n baie slim ou? En daar's baie mense wat dit glo, sê, hoor jy, ons glo in Jesus, ons glo in alles, hy was 'n slim profeet man wat geleef het, baie mooi etiese normes en waardes, baie goeie goed gesê oor liefde. Ek bedoel, hy het 'n paar great quotes gemaak, en nou nog in leadership boeke lees jy van sy quotes. Hy's genuine slim ou wat geleef het. Is dit al wat hy vir jou is? Net hierdie wonderwerker, net hierdie slim ou, net hierdie ou wat moet kom en fix wanneer daar problems is, net 'n politiese landreformasie ou vir wie ons kan bid as ons down voel. Wie is hierdie man vir jou? En ek dink elkeen van ons moet hierdie vraag eerlik beantwoord. Want jou antwoord, my antwoord, ek dink nie daar's 'n regte verwoording van die antwoord nie, maar daar's iets van, wie is Jesus vir jou? Die seun van God, redder, verlosser, leermeester, hy's my koning, hy's my herder. Daar's soveel woorde wat die Bybel vir Jesus se name gee, dat dit is 'n legio van wie is hy regtig vir jou en my. En as ek kan begin praat daaroor, ek dink nou net hier waar ek staan vinnig aan hoe Moeder Teresa oor hom gepraat het. Hy's die lig in haar longe, hy's die bloed in haar are, hy's haar oggend, hy's haar middag, hy's haar aand. Met ander woorde, sy sê, hy's die een met wie ek 'n verhouding het, hy's die een wat vir my gesterf het, hy's die een deur wie ek bid tot die Vader. Sonder hom kan ek nie leef nie. Hy is die wynstok en ek is die loot. Sonder hom kan ek niks doen nie. As jy haar daai vraag sou vra, sou dit 'n borrelende klomp antwoorde gewees het van liefde, van intimiteit, van sonder hom kan ek nie leef nie. Die vraag wat ek jou vra, wie is hierdie man vir jou? Is hy net 'n gebruiksvoorwerp, wat jy in jou huis het, of in jou godsdiens het, of in jou lewe het, wat jy net op druk en 'n knoppie en sê ek het jou nodig, kom gou help my, of is dit regtig 'n daaglikse verhouding wat jy het met hierdie man? Paulus se woorde, my grootste droom in hierdie lewe is om hom te ken en gelykvormig te word met hom, een te word met hom, om regtig hom in alles te verstaan, om te besef ek is geroep in sy beeld en gelykenis. Hy moet in my vorm word, en in my moet hy gestalte kry, en mense moet hom in my sien. Hy is my alles. Waar is jy met hierdie vraag? Wie is Jesus vir jou? Is dit net deel van die skare, deel van die gespuis wat lawaai maak, of is daar iets in jou van klere neergooi, palmtakke, godsdiens neergooi, tradisie neergooi, koninkryk neergooi, iets van ek dien hom, hy is my alles. En wat van hierdie week nou, wat ons ingaan, heilige week, wat van jy begin elke dag met hierdie vraag, wie is hy vandag vir my? En hoe gaan ek vandag meer in hierdie heilige week inbeweeg? Hoe gaan ek vandag saam met hom 'n disipel wees wat saam met hom stap, voor hom, agter hom, by hom, en regtig deel wees van hierdie hele kruisiging, hierdie liefde, hierdie uitstorting, hierdie opoffering vir die mensdom. Ek wil regtig een word met hierdie man. Wat is jou verwagting van hom? Moet hy net die hele tyd spring vir jou? Het hy aarde toe gekom vir jou gemak, jou plesier, vir alles wat jy wil hê? Of kyk jy na hierdie man en sê, dis my God, dis my Here, dis my redder, en ek volg hom, en ek soek hom, en ek wil hom ken, en hy het my lewe kom aanraak en verander op vlakke, wat geen mens of iets of plek ooit sal verstaan nie. Dis wie hierdie man is vir my. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Hier by U is lewe, hier by U is vrede, hier by U ontvang ek krag vir elke dag. Hier by U is liefde, hier by U is vrede, hier by
is wonderbaar vir my. Is my redder, die voet het my bevry. Ek kan weer in volle oorwinning, ek kan weer, hy is my koning, hy is my Jesus, hy is wonderbaar vir my. Hy is my Here, en hy is wonderbaar vir my. Hy is my redder, die voet het my bevry. Ek kan weer in volle oorwinning, ek kan weer, want hy is my koning, hy is my Jesus, en hy is wonderbaar vir my. Ek wil saam met mense bid wat sê, Andries, ek wil regtig hierdie man leer ken. Ek weet hy's 'n goeie man, ek weet hy's 'n redder, ek weet hy's 'n verlosser, ek weet dis die seun van God, maar ek wil hom beter leer ken in hierdie heilige week, in hierdie Paastyd. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie skrif, wat 2000 jaar oud is, maar wat amper jaar tot jaar homself herhaal in ons lewens. En jaar tot jaar word die vraag herhaal, wie is hierdie man? En ons moet elke keer eerlik antwoord wie hy vir my is. En Here, dis wat my gebed is, dat daar nou mense is wat sê, dis die man wat ek wil leer ken. Dis die man vir wie ek my lewe wil gee. Dis die man wat vir my sterf en wat vir my lief is. Dis Jesus Christus, die Seun van God. Dankie vir heilige week, vir hierdie Paastyd. Mag ons U net meer beleef in hierdie tyd. In Jesus naam. Amen.